So met hierdie implemente het ons die vermoë om hy werk op sy beste as hy in die orde van 14 tot 16 km/h werk. So jou produktiwiteit is baie hoog. Johan, hoe lyk dit? Baie lekker, dankie self. Nee, wat doodstil rustig. Okay, verduidelik my gou vinnig. Agrico, wie is julle? Wat maak julle? So Agrico is 'n maatskappy in Suid-Afrika wat al meer as 120 jaar oud is en ons het 43 takke in Suidelike Afrika en ons probeer regtig daar wees om die klante te dien. So ons probeer so naby as moontlik aan die produsente kom dat ons hulle regtig kan help met al hulle landboubehoeftes. Ons fokus is primêr op besproeiing. Ja. Ons julle ken ons almal vir ons spulpunte wat ons al vir dekades die G3 spulpunt bou en ook onlangs die diefstalbestande G4. Jy sien, dis nou die diefstalbestande besigheid daai. As jy sommer net daar kan jou center drive en al die goeders is nou geboks, so hulle kan hom nie vat nie, nê. Dis reg. Alles is agter staal, so jou kabels is beskerm, jou motor is beskerm. Hy is regtig gefokus op diefstalbestandheid en dan nou met die nuutste rekenaartegnologie ontwerp. Soos 'n optimale ontwerp kan ons sê. Maar verder is ons doen nie net spulpunte nie. Ons probeer regtig enige besproeiingsbehoeftes of ons kan enige besproeiingsbehoeftes aan voldoen. So drip en mikrobesproeiing, makrobesproeiing, selfs tuinbesproeiing as jy wil. Enige besproeiingsstelsel van die suigsif, die pomp, die filters tot waar die water dan besproei is, doen ons volledig. Uitstekend. Okay, en dan het julle nou vir ons hoofsprodukt, maar kom ons gaan sommer hier na hierdie ouetjie toe en dan kan jy die basiese konsep verduidelik, want ek neem aan die groot een en die klein een werk dieselfde net nou hoor. Ja, die konsep is dieselfde, so Agrico bou al vir dekades lank implemente en die HSD het ons in 2017 begin bou. HSD 630 is 'n hoëspoed dis. So wat dit dan nou anders maak as 'n konvensionele dis of skottelegg is die feit dat jy in plaas daarvan dat jy 'n lang as het waarop jou laars en jou skottels dan gemonteer is elke skottel dan individueel op 'n hanger gekoppel. So elkeen het sy eie basis daarso. Dis reg. En elkeen het dan nou ook 'n rubber hersetmeganisme. Nou dit het 'n paar voordele. Die eerste daarvan is die hersetmeganisme beteken dat jy nie laars en so aan beskadig as jy teen hoë spoed werk nie. So met hierdie implemente het ons die vermoë om hy werk op sy beste as hy in die orde van 14 tot 16 km/h werk. So jou produktiwiteit is baie hoog. En dan die individuele hangers laat jou dan ook toe om die nie net 'n hoek uit die werksigting te hê nie van die skottel, maar ook 'n hoek vanuit die vertikaal. Wat beteken dat jy die materiaal baie goed vermeng. Nie omdop soos 'n ploeg nie, maar goed vermeng dan. En ek neem aan hy dan spesiale angles ook waarteen hy dan hardloop hierso, nê. Dis reg. 'n spesifieke hoek uit die werksigting en dan nou uit die vertikaal uit. 'n Lekker ding wat dit nog vir ons bied is die feit dat jy het reglynige rame, nie 'n V-raam of 'n tandem soos wat ons in die verlede se gehad het nie. So jy kan die implement lekker kort maak wat dit dan baie maklik maak om rollers te monteer. En die rollers het dan weet natuurlik voordele vir grondkonsolidering en goeie saadbedafwerking. Ek sien julle het dan wat die frame in die bokant aanbetref, om nie onnodig, kan ek sê te veel eistere goed ingesit. Ek neem aan dis maar op kostebesparings, daai tipe van goed is dit. Ja, so dit gaan oor die optimale kragteoordrag. So dis rigiede rame. Ons reeks het nou al gegroei van waar ons nou begin met die 1.25 tot en met 'n 12.5 meter. En die 1.25 tot en met die 5 meter is dan op 'n rigiede raam. En groter as dit het ons dan opvoumodelle. Almal van hulle het 630 mm skottels, 6 mm dik, gehap of gekartel beskikbaar. So ek kan kies wat se een ek dan nou wil hê. As jy praat van gekartel, is dit daai wat so wavy golfvorm het. Daai wavy besigheid. Dis reg. Ons skottelsbasering is ook van so 'n aard dat ons regtig optimeer is vir materiaalvloei. So dis baie lekker dat jy teen 'n hoë spoed met baie materiaal sonder pak kan werk.
En dan sê vir my daai skoot enetjie wat jy nou daai het, hoeveel kilowatt trekker het ek nodig vir hom? 40 tot 50 is nodig. So hy is baie spesifiek, die 1.25 is baie spesifiek ontwikkel vir boordtipe werk. So Ja. hy het 'n 1.7 meter raam met 'n effektiewe werkwyte van nader aan 1.4 meter. As jy baie vlak gewerk gaan dalk nader aan 1.2,1.4 meter nominale werkswyte. So hy is ideaal vir wingerd en boordmodelle. Die res van die modelle is maar meer vir jou lande bedoel. In daai tipe van goed dus. So ek dink wat ons nogal uniek maak op ons implement is dat op hierdie modelletjie het ons die kraaipoot roller wat hom lekker swaar maak, wat belangrik is in toestande soos hierdie waar die gewig baie belangrik is om te kan penetreer. Maar ons het ook 'n plaatmetaal roller soos op die 3.2 wat ons hier het en daai roller bied vir jou ongelooflike goeie konsolidering en afwerking van jou saadbed na die tyd.